Goeiedag vriende, vandag luister ons na 1 Tessalonisense 5 vanaf verse 1 tot 11. Oor die tye en geleenthede broers, is dit nie nodig dat ons aan julle skryf nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waaksaam en nugter wees. Want hulle wat slaap, slaap snags, en diegene wat hulle dronk drink, doen dit snags. Laat ons wat van die dag is, egter nugter wees, nou dat ons die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop op verlossing aangetrek het. Want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlossing te verkry. Hy wat ter wille van ons gesterf het, sodat ons, of ons wakker is of slaap, saam met hom kan leef. Daarom, bemoedig mekaar, en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wanneer gaan die wederkoms plaasvind? Dit is 'n vraag waaroor mense al baie gepraat en gestry het. Christus se wederkoms is al verskeie kere deur mense voorspel, en natuurlik was al hierdie voorspellings verkeerd. Paulus gebruik Jesus se eie woorde om hierdie vraag te antwoord. In Matteus 24 verse 42 tot 44 sê Jesus, bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het, tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Daar is dus geen sin daarin om te probeer uitwerk wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Daarom probeer Paulus ook nie sê wanneer dit gaan plaasvind nie. Hy maak dit eerder vir ons duidelik dat as jy vra wanneer gaan die wederkoms plaasvind, vra jy die verkeerde vraag. Die vraag wat jy eintlik moet vra is ek gereed vir die wederkoms? As Jesus weer kom, gaan hy die wat in hom glo finaal red, en die wat ongelowige bly, sal finaal geoordeel word. Wat moet ons dus doen om gereed te wees vir hierdie dag? Paulus sê ons moet lewe soos kinders van die lig en kinders van die dag. Hy noem gelowiges kinders van die lig, omdat hulle deur Christus uit die duisternis van sonde gered is. Christus gee vir ons lig. Kinders van die lig weet wat reg en verkeerd is, omdat hulle die Bybel bestudeer en dit navolg as God se woord. Hulle is waaksaam teen die aanslae van die duiwel, en hulle bly weg van die sonde af. Hulle weet dat hulle in 'n stryd gewikkel is teen die sonde en die duiwel. Kinders van die dag weet dat hulle gewapen is met geloof en liefde en verlossing. Hulle weet dat hulle waaksaam en gereed kan wees, omdat Jesus Christus vir hulle sonde gesterf het. Hy het aan hulle die Heilige Gees gegee om hulle te verseker dat niks hulle van God se liefde kan skei nie. Die Heilige Gees verander ons ook, sodat ons die mense om ons kan lief hê. Hierdie liefde kom na vore in die manier waarop ons met mense praat en hoe ons lewe. Ons kan ook liefde teenoor ons medegelowiges wys, deur hulle geloof op te bou en hulle te bemoedig. Ons weet Jesus gaan terugkeer en Christene kan daarna uitsien, want God het ons nie tot veroordeling bestem nie. Hy het ons bestem om gered te word. Ons weet nie wanneer Jesus gaan terugkeer nie, maar dit maak ook nie saak wanneer dit gaan gebeur nie, want ons moet altyd gereed wees. Ons moet altyd besig wees met die taak wat Christus ons opgelê het, toe hy na die hemel opgevaar het. Dit is, maak disippels van alle nasies. Om dit te doen,
kan ons begin deur die evangelie uit te leef en te verkondig aan die mense die naaste aan ons. Die belangrike vraag is dus nie, wanneer is die wederkoms nie. Die belangrike vraag is jy gereed vir die wederkoms? En is die mense om jou gereed vir die wederkoms? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.